trek nou maar weer jou rokkies reg en trek die onderrokkie op en die kouse en trek die tekkies uit en sit rustig en geluister. Luister na ons en maak mooi notatjies. Ek gesels met Lizanne Beson en ons gesels oor die Klein Karoo Klassiek wat van die 5de tot die 9de Augustus in Oudtshoorn plaasvind en vir die van julle wat nou wêreldwyd luister, julle kan maar ook kom kuier hier in Oudtshoorn. Ons het vir julle baie blyplek. So kom ons gesels oor wat nog op die program is. Lizanne. Ja, sjoe, dit is nogal 'n groot program en lieflike verskeidenheid van klassieke musiek. So ons het op die ek moet net seker maak op watter dag het is, op Sondag aand het ons die Suid-Afrikaanse Nasionale Jeugorkes, baie van hulle van Johannesburg af, saam met Erik Dippenaar in 'n Baroque to the Future uitvoering, en hulle gaan baie met barok musiek speel, waaronder Handel, Rameau, Purcell en Corelli. En saam met hulle is daar ook 'n sopraan, Hlengiwe Makwananzi, en dit is 'n konsert wat ook by die Burgersentrum plaasvind met ongeveer 14 jong musikante. Fantasties. Ja, dit is lieflik en ons hoop regtig dat almal sal kom kyk, maar veral jong mense. Om hulle mede-jong mense te kom ondersteun en te kom leer oor musiekinstrumente en barokmusiek en klassieke musiek. Na die konsert gaan daar 'n gesprek wees en ons wil regtig jong opkomende musikante van die streek aanmoedig om te kom aansluit, te kom vra, kom kyk na die instrumente en kom vra jou vrae. Absoluut, na 'n lieflike konsert. Ek dink jong mense is baie keer bang, hulle dink is net ou mense wat na klassieke goed luister. Presies. Maar baie jong mense, ek weet van baie mense wat gaan draf met Mozart se barokmusiek in hulle, ek weet nie of dit nou deesdae nog Walkmans is nie, dis sulke goed wat op hulle ore sit. Dis sulke goed wat hulle op hulle ore sit, hardloop hulle, maar baie van hulle hardloop met Mozart se barokmusiek en dan is daar 'n hele teorie, net interessantheidshalwe, dat as jy na barokmusiek luister, is jy veronderstel om makliker te konsentreer. So half baie saggies in die agtergrond, Dis baie interessant. Nee, ons wil regtig, want ons weet, daar is nie musiek in die skole nie, so dit is uitdagend om met musiek te doen te kry as jong mens, maar ons wil regtig die jong mense aanmoedig om te kom luister. Dink julle in die toekoms aan 'n soort spesiale tarief vir jong mense? Definitief. Vir hierdie spesifieke konsert gaan ons 'n studente of 'n kindertarief hê, sodat hulle makliker kan kom kyk. Absoluut fantasties. Ja. Dis regtig fantasties. En daar was in die verlede was daar 'n pakket gewees wat jy kon koop. Daar gaan weer 'n pakket wees, so hierso is 12 konserte op hierdie spyskaart en 11 van hulle gaan in 'n pakket wees teen 'n baie verlaagde prys. Fantasties. Ja, so ons hoop om dit bekostigbaar te maak. En die mense het graag die pakket altyd gebruik, ja. Ons verstaan so. So dit is nogal populêr en dan is daar ook vir die vriende van die KAK&K. Is daar 'n definitiewe afslag op al die uitvoerings. En nog 'n bietjie cello musiek. Ja, so nou het ons weer 'n cello en 'n klavier uitvoering van Anne-Marie van der Westhuizen wat deel is van die Bloemfontein Odeon strykorkes. So sy en Nicoline kom kuier vir ons 'n bietjie in uitvoering. Hulle het al voorheen ook hier opgetree. Ek glo as 'n kwartet, en dit sou ook daarin deel, So hulle is terug en hulle doen ook musiek van Bach, Schumann, Fauré, Rachmaninoff en Popper. So dit is nog 'n lekker ervaring met 'n cello wat voorlê. En dan plaaslike talent, en die is so baie daarvan, maar ons het spesifiek vir Suleiman Himan en John Theodore. En hulle twee gaan die twee pianos wees. Hulle konsert se naam is Sweet Treats Variety. So hulle gaan op die twee klaviere in die Burgersentrum wees op die Maandag. Maandag is 'n skoolvakantiedag. Ek dink van ons werk op daardie dag steeds, maar kom vir 'n middagete. Vir 'n lekker breekie van jou werk. Daar's hy en mense kan maar regtig dit bywoon, want Suleiman Himan is uitstaande en sy speelmaat John Theodore is ook uitstaande. John Theodore, net so te loop vir ons luisteraars, baie interessante storie. Ek het vir John Theodore ontmoet toe ek in Oudtshoorn gekom het destyds. John Theodore is 'n opgeleide konsertpianis. En het oor see in heelwat konserte deelgeneem en op 'n stadium besluit hy kom terug om sy mense te ondersteun en hy ek weet nie of hy nog is nie, hy is seker dalk al afgetree, maar John Theodore was toe 'n
en kultuur vakadviseur. Fantasties. En tydens die voorreg. tyd, ja, en tydens die tyd het hy ook opgetree saam met ek dink dat is die Kaapstadse Sinfonieorkes hier in Oudtshoorn in die Burgersentrum en ook saam met Suleiman Iman. So dit is ook 'n tweede konsert, maar dis iets waarna mense regtig moet uitsien want dit is uitstekend. Hulle twee, hy en Suleiman werk baie lekker saam. Ja. Nou ja, toe, ons is nou klaar om julle 'n bietjie in te lig oor al die klassieke musiek wat julle moet ervaar ten opsigte van ons speellys vanoggend. Maar ons gaan nou luister na die Kingsingers. Hulle sing ook graag klassieke goeters, maar hierdie keer sing hulle vir ons en ek is nou nie besig om 'n lelike woord te sê nie, hoor. Chitarra d'Amour, die gitaar van die liefde. Canzone d'amor, che di gioia e dolor, come la mia passione. Ah, chitarra d'amor, quando sorge la luna al cielo, tutto dorme qua giù, accompagnami tu con la tua canzone. Per te, sempre a sognarti così. Tu sei un angelo che del paradiso fuggì. Chitarra d'amor, suona una canzone per me. La canzone d'amor che di gioia e dolor come la mia passione. Pom 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 pom. Vieni, io t'aspetto nella notte d'aprile. Vieni, voglio mirare il tuo sorriso gentil. Vieni, non posso sempre aspettare, non devi mai dimenticare, io voglio tanto bene a te. Chitarra d'amor, suona una canzone per me, la canzone d'amor, pien di gioia e dolor come la mia passione. Chitarra d'amor, quando sorge la luna al cielo, tutto dorme qua giù, accompagnami tu con la tua canzone. Oh cara mia, canto notte e di io resto sempre a sognarti così. Tu sei un angelo che del paradiso fuggì. Chitarra d'amor, suona una canzone per me. La canzone d'amor che di gioia e dolor come la mia passione. Nou toe in Bosie, as jy nou gewonder het wat dit beteken gitaar van die liefde. En amour, glo my, is nie 'n vloekwoord in Frankryk nie. So as jy nou die dag Parys toe gaan en jy loop en jy sê amour in die straat, dan bedoel jy eintlik net die woord liefde. Baie interessante dinge kan gebeur as mense 'n ander taal probeer praat. Maar nou ja, kom ons gesels oor ons heerlike klassiek wat gaan plaasvind van 5 tot 9 Augustus hier in die Klein Karoo in Oudtshoorn, waar dit hoort, in die hart van die Klein Karoo, sê mense die Volstruis hoofstad, ek weet nou nie meer of dit is nie, maar in elk geval, dit is die hoofstad van die Klein Karoo, dink ek. So kom ons gesels oor Handel at Home.
Ja, so die maandag aand van Klein Karoo Klassiek het ons 'n spesiale ervaring by die Opstal in Schoemanshoek en dit sal dan nou handle at home wees en 'n spesiale ete. Ek kan nou nog nie sê wie dit is nie, maar dit is iemand wat ons almal ken. 'n baie belangrike en bekende chef wat 'n 3-gang maaltyd gaan voorberei. So dit gaan 'n absolute kuiergeleentheid wees. En saam met die musiek van Handel. Saam met die musiek van Handel, waar Erik Dippenaar betrokke is met sy klawesymbal en dan Lenel Kenneth onder andere. Fantasties, deel van die Sy musiek raak nou aanbring. gereelde kuiergassie by ons. Sy is lief vir die Klein Karoo en sy is lief vir die mense hier. En ek dink sy het wortels ook in die Klein Karoo. So sy kom baie graag en sy sal dan nou, sy was verlede jaar by Klein Karoo Klassiek, as ook in September het sy by ons kom kuier. So sy kom graag en kom weer. Ja, ek wil nou nie die woord diva misbruik nie, maar ek dink sy is baie naby dit. Ek dink ook Baie naby die sy's 'n baie lieflike mens. Ja, plat op die aarde mens. Sy's nie diva Sy is in die diva negatiewe in die sin van maar diva in status as 'n opera sanger in Suid-Afrika ongetwyfeld. Ja. Ja. En 'n mens kan vir haar regtig enige genre gee om te sing. Sy het byvoorbeeld met die kunstefees het hulle die Andrew Lloyd Webber konsert gedoen. Natuurlik, by By Celebrasio en sy was briljant saam met die twee manne met wie sy gesing het. Goed. Nou as ons nou klaar geëet het by Handel at Home, wat gaan ons dan die doen? volgende oggend dan moet almal by NG Kerk Park wees. Vir Erik Dippenaar. Hy doen vir ons 'n orgeluitvoering. Fantasties. Met 'n bietjie van 'n barok basis. Maar ons glo dat dit ook baie spesiaal sal wees. Dit is 'n baie spesiale orgel. Weet jy, Zorada Temming het baie gereeld daar opgetree. Correct, ja. So dit is een van die spesiale orgels in die dorp. En 'n soort van hartseer dat mense orgels begin assosieer met gesange en psalms, want dit is meesterlike instrumente. Absoluut. Fantasties en hier's baie mense wat baie daarvan gaan hou. So nou kom ons by Songs for My Mother. Ja, so gepas op Vrouedag. Ons vier nou Sondag Vadersdag, maar gelukkig is daar weer 'n Vrouedag op pad in Augustus. En een van die redes waarom sy die lieflike fees kan aanbied. So op Vrouedag, Charles Du Plessis, hy gaan vir ons 12:00 gaan hy 'n uitvoering doen in die burgersentrum, natuurlik op die klavier. En Charles is so lieflike jammer vir die Engels performer. Dis so lekker om na hom te kyk en te luister. As een van die min mense, en ek het dit nou vir 'n fout gehoor, een van die min mense wat ek dink sy meesters of sy doktorsgraad gedoen het in klassieke musiek en jazz tegelyk. Hy het twee doktorsgrade tegelyk gedoen. Ja, maar as jy dan sien hoe daai vingers daar op daai klavier te kere gaan, dan moet jy weet, hy weet van. Ook absoluut 'n lieflike mens om mee te werk, wonderlik. om te ken. En 'n absolute showman, né? Baie wonderlike mens om mee te So dit gaan ook 'n lieflike konsert wees. So ek dink vroue, kom luister, asseblief. Kom kyk. Ja, en hulle moet die manne saambring. Ja. Fees vir die oë en ore. Ja, nou toe, kom ons luister na ons volgende musiekie en dit is nou weer From the Sublime to the Ridiculous, sê hulle in Engels. Ons is nou by Randall Wickham en hy het 'n blom in Mariko. Vanaf toe na Mariko toe en daar vandaan na my blou oog toe. Sy woon so ver aan die kan die Blouberge. As ek dan na my vader gaan, ry ek my kopert amper gedaan. Sy woon so ver aan die kan die Blouberge. Sukili ekkie meisie en sukili ekkie kat. Sukili ekkie meisie so onderrabbelak. Sukili ekkie meisie en sukili ekkie kat. Sukili ekkie meisie so onderrabbelak. Ronda komiekie, Mariko se my blommetjie. Sy woon so ver aan die kan die Blouberge. My geldjies verdien ek op 'n eerlike manier en daarvoor koop ek vir haar 'n klavier. Sy woon so ver aan die kan die Blouberge. Sukili ekkie meisie en sukili ekkie kat. Sukili ekkie meisie so onder haar plat. Sukili ekkie meisie en sukili ekkie kat. Sukili ekkie meisie so onder haar plat.
soos 'n valpatreis en ek dans met die tannie met die polonaise. Sy woon en sy woon en sy woon so ver aan 'n kan die Blouberge. Die ou kalkoen en die ou hoenderhaan en die lekker vry sal ek nooit laat staan. Sy woon en sy woon en sy woon so ver aan 'n kan die Blouberge. So kili ek die meisie en so kili ek die kat. So kili ek die meisie so onder 'n blad. So kili ek die meisie en so kili ek die kat. So kili ek die meisie so onder 'n blad. Sy vra van my om na haar te kom vry. Die lelike ou steel loog nooit van my. Sy woon en sy woon en sy woon so ver aan 'n kan die Blouberge. Maar na toe, na Moriko toe, en daar vandaan na my Blouwig toe. Sy woon en sy woon en sy woon so ver, aan 'n kan die Blouberge. En so kili ek die meisie, en so kili ek die kat. So kili ek die meisie so onder 'n blad. So kili ek die meisie en so kili ek die kat. So kili ek die meisie so onder 'n blad. Ja, en hy weet hoe met 'n meisie te werk, vir alles hy die Mariko uitkom, Herman Charles Bosman se wêreld, wat sulke wonderlike stories geskryf het. Nou ja, toe, ons is nog glad en geheel nie klaar met die Klein Karoo Nasionale Kunstefees se mense nie, met kunste onbeperk se mense nie. Ons kan nou nog so 'n klein bietjie gesels, en jy wil verwys na ander dinge wat julle ook doen, na die kunsuitstalling byvoorbeeld. Is dit nog virtueel beskikbaar? Ja, dankie Cyril dat jy dit noem. Die hele uitstalling wat tydens die fees by Prins Vincent gebou was, is steeds beskikbaar om te sien op die KAKNK se webblad, en dis maklik www.kknk.co.za. Maar dan kan jy letterlik deur daai vertrekke stap met 'n virtuele program Matterport. Dis nogal 'n indrukwekkende program, en jy kan, dis amper soos real life. Ek weet niks kom na by die lewendige gevoel as jy na 'n kunswerk kyk nie, maar dit is dan maar lekker om so iets te kan sien, waar ook al jy sit. Ja. Selfs al was jy by die fees en jy wil net weer gaan kyk na iets spesifieks, want ons het mos mediese bande hier gehad, met daar lewensgrote uitstallings, en dit is reuse goeters, nee, en verskriklik interessant ook, so regtig gaan kyk, daar's mooi werk gewees. Is daar nog werk beskikbaar wat mense kan koop? Absoluut, so as jy van iets hou wat jy sien, kan jy 'n navraag doen, en as dit steeds beskikbaar is, kan ons die verkoop daarvan hanteer. Nee, daar's lieflike werk, so gaan loer, dit's baie lekker. En as mense nou wil Kunstefees kantoor toe skakel, julle ure is maandag tot Vrydag? 8 tot 4 op die oomblik. Omdat jy nog nie begin werk, julle werk al aan die fees, maar nog nie so voltyds nie, so ja. So, 8 tot 4, en dan sal ons weer van September af 8 tot 5 En is 044-203-8600. En dan weer jou antwoord is Daleen Witboy, wat al jare lank by die fees is. Ja, wat alle kanna gekry het vir haar werk by die fees, weet jy dit? Sy werk baie lank al by die fees. Ja, moontlik sy is hulle instelling, en sy ken almal, en sy help almal altyd so mooi, so gesels bietjie met haar. Daar sy. Nog iets waaroor ons moet gesels. Texmark is ook in Augustus, so ons begin Augustus met Klein Karoo Klassiek, en dan eindig ons om met Texmark by die Baxter Theater, en dit is vir almal daar buite wat voel hulle het iets in hulle wat hulle wil skryf, en hulle wil graag 'n teaterstuk skryf. Ek wil graag by jou weet, as jy nou, miskien moet jy nou vir ons luisteraars sê, ek dink daar's baie mense wat goeie skryf, en dan steek hulle dit in die onderste laaitjie weg. Hoe maak mense voorlegging vir Texmark? Moet jy 'n hele stuk voorlê? Moet jy 'n gedeelte van 'n stuk voorlê? Moet jy net 'n idee voorlê? Dit is die lekkerde daarvan, is eintlik wil jy 'n konsep verkoop. So, almal van ons het een of ander mal idee, wat nie so mal is nie. Party van dit is nuwe materiaal, en ons soek nuwe werk, en ons soek nuwe skrywers. So, ons kry nogal gereeld mense wat nie skryf of geken word vir teater skryf nie, wat vir ons idees skryf, en dan is dit eintlik baie lekker werk. So al wat ons nodig het is 'n konsep, wat se karakter speel daarin, waar vind dit plaas, hoeveel mense speel daarin, en dan ongeveer 5 minute se teks om vir ons 'n idee te gee van hoe hierdie storie gaan verloop, hoe gaan hierdie mense praat en wat gaan gebeur. So die inligting is alles op ons webblad beskikbaar, en is eintlik baie maklik. So voorstel is ongeveer tussen 5 en 10 bladsye. En dis gratis, mense hoef nie te betaal om Absoluut. Ons wil net graag almal se idees hoor, en dan is daar 'n paneel wat kyk na al die voorstelle. En dan besluit hulle. Dan besluit hulle watter van daardie tekste gaan ons by die Baxter Theater tydens Texmark aanbied, en dan word jou idee as leesteater aangebied deur professionele akteurs. So dis eintlik 'n groot voorreg en groot lekkerte.
En dan kan julle besluit, julle gaan help om met die ontwikkeling of Dis presies julle wat gebeur. Ja, So van al die jare, hierdie jaar is die 7de teksmark. So daar's nou al 6 wat plaasvind. gaan ons nou weer enetjie hier in Oudtshoorn hê. Ons het planne. Het julle dis ook lekker planne. So ons dit was lieflik en dit was 'n groot voorreg om dit te kon doen om ook plaaslike teksskrywers te ontdek en te ondersteun. Ja, daar's so baie plaaslike mense wat mooi goed skryf. Dit is regtig so, ja. Absoluut, en 'n mens moet net aanhou en meer as een keer probeer en aanhou skryf. Dan Is ek reg as ek sê, ekskuus ek het jou nou so 'n bietjie in die rede geval en ek is baie jammer, maar ek wil dit graag vir die luisteraars sê. Is ek reg as ek sê dat waarskynlik oor COVID, waarskynlik oor al die ellende wat ons altyd so tref, waarskynlik oor watter rede ook al, is daar altyd meer dramatiese werk en daar's 'n soort van 'n amper 'n hongerte vir komedies. Ja. So mense moet bietjie dink aan die snaaks van die lewe ook en fantastiese werk daaroor skryf, want daar is fantastiese komedies, maar ons het nou 'n eie inheemse komedie nodig. Absoluut, dit is baie goeie voorstel en opmerking wat jy maak, Cyril, maar ons in tekswerk is ons spesifiek op soek na komedies en klugte, so dis nie dat ons nie die drama sal goedkeur nie, want 'n goeie drama het definitief sy plek, maar ons moedig komedies en klugte aan, en om 'n inheemse een te kan kry, wat sou kon speel by KAKNK en ander fees is eerste prys. Ons moedig ook werke spesifiek vir jong mense aan. Ja. So as jy voel dat jy skryf eintlik vir kinders en vir tieners of selfs vir studente, wil ons jou ekstra uitnooi om vir ons 'n voorstel te stuur. Dit is regtig 'n groep wat aandag nodig het en materiaal nodig het. Ja. En as jy self nog jonk is, moenie huiwer nie. Waar kry mense 'n bietjie inligting? Veronderstel nou en dis nou maar net 'n voorbeeld. Ek besluit ek wil 'n klug skryf. Ja. En ek dink ek weet wat 'n klug is. Maar ek is nie heeltemal seker nie. Ja. Is daar plekke in Suid-Afrika waar 'n mens kan gaan hulp kry? Soos byvoorbeeld kan ons vir iemand e-pos stuur of by iemand vra wat is die eienskappe van 'n klug? Hoeveel karakters moet daar wees? Is daar 'n plek waar mense dit kan kry? Ek dink daar's meer as wat ons dalk nou van weet, maar ek weet Nalin Bloemfontein, ek dink is die Nasionale Biblioteek. Ja, die nasionale letterkundige ja, so iets. Maar hulle is nogal steeds baie bedrywig, so dis 'n goeie plek om te begin. Maar onthou met skryf is daar nie soveel reëls nie. Ek dink op die einde van die dag moet dit 'n storie hê en sekere beats hê, maar daar's nie 'n resep wat jy kan volg nie. Dit is 'n hartsaak wat jy op papier sit, maar die beste advies is om tekste te lees. Ja, soveel as moontlik. Daar is geen ander skool as om net tekste te lees nie, en jy kan by die ATKV se deur aanklop, daar's 'n toneelbiblioteek, by Dalroo, by die Nasionale Biblioteek en selfs by die dramadepartemente soos die Universiteit van Stellenbosch en Bloemfontein. So ek sal dit nogal aanmoedig as jy regtig nie weet waar om te begin nie, sal dit wees om tekste te lees. Ja, en soveel as moontlik. Ja, natuurlik, en soveel as moontlik te lees en want ek dink mense vergeet partykeer as jy 'n toneelstuk skryf, dis 'n spesifieke styl waarin jy skryf. Jy weet jy moet klank, en veral as jy nou byvoorbeeld as jy 'n radiodrama of 'n radiokomedie skryf, dan moet jy onthou dat die klankgedeelte is baie belangrik, want dit vertel eintlik saam met die woorde die storie, want daar's nie 'n dis korrek, want jy kan dit nie sien nie. Maar met teater kan jy dit sien. En die reël is altyd show don't tell. En dit is 'n fout wat baie skrywers maak, is om vreeslik baie teks in te sit wat verduidelik wat die mense doen en eintlik moet hulle dit net doen. Dis baie belangrik wat jy nou gesê het. Hierdie ding van show, don't tell. En dit is die geheim van teater en ek dink dit is nogal iets wat mense nie altyd in gedagte hou as jy so in dit is en skryf nie. So 'n goeie teaterteks soms het dalk 3 bladsye as 'n teks. Ja. En die res is die mense wat speel. Dis reg. Sekere genres ook soos bewegingsteater. En dit was blykbaar fantasties, die bewegingsstuk met die kunstefees. Wat uit Teksmark gekom het, né? Yes, dit het uit Teksmark uitgekom. En dit is geïnspireer deur die brande wat hulle in 2018. En dit is 'n ware storie. So een van daardie dansers het 9 van sy familielede verloor in die brande. En dit het hulle gemotiveer om hierdie storie voor te stel. So ons het by Teksmark 2019 was Karatra voorgestel en toe gebeur die pandemie en gelukkig kon ons nou in 2022, so 3 jaar later
kon ons nou eers die ware produksie sien en dit is baie spesiaal. So hulle is dansers en hulle het die storie vertel hoofsaaklik deur hulle lywe en klanke. Ja. Gaan daar weer 'n virtuele aspek verbonde wees aan die Klein Karoo Klassiek sodat mense kaartjies kan koop en na 'n konsert kan kyk op televisie of op hulle YouTube kanaal of wat ook al. Op hierdie stadium vir klassieke musiek en vir die fees wat kom nie noodwendig nie. Ons ondersoek wel om dalk die gesprekke uit te saai, soos 'n regstreekse uitsending, maar die fisiese uitvoerings vir hierdie ronde moet jy in die venue wees en dit lewendig beleef. En kom kuier by ons. En dan is bespreek vir jou by 'n gastehuis en wees daar. En word die besprekings weer deur Lekker Slaap gedoen of? Ja, besoek op ons webblad reeds, kan jy na die skakel gaan waar al die verblyf in die Klein Karoo streek wat beskikbare kamers het gelys word en dan kan jy sommer deur hulle bespreek, alles lekker maklik. Op ons webblad deur Lekker Slaap kan jy jou bed bespreek, op ons webblad deur Webtickets kan jy jou kaartjies bespreek. Nou ja, toe. Alles en dit is nou baie lekker dat ons met jou kon gesels. Kom ons luister nou nog 'n musiekie. En dit is Lorika Raug se weergawe van Kom Laat Ons Sing. Net soos 'n ongenooide gas, soos sal die liefde jou verras. Ek het 'n wys ou eiehoor sing, dis 'n tydelike ding. Die liefde kom, die liefde gaan, eendag sal ek dit wel verstaan. Tot daardie dag sal ek onthou, ek was baie lief vir jou. Kom laat ons sing, kom laat ons sing, dis 'n tydelike ding. Later sal ek toch onthou, ek was baie lief vir jou. Wat sal ek my dan wat, as ek jou altyd haat. Dis mos 'n tydelike ding, so te wys ou uilgesin. Maar ek sal sing, ja ek sal sing, van hierdie tydelike ding. Die liefde bring jou wel plesier, al is dit net 'n bietjie duur. Kom laat ons sing, kom laat ons sing, dis 'n tydelike ding. Later sal ek toch onthou, ek was baie lief vir jou. Kom laat ons sing, kom laat ons sing, dis 'n tydelike ding. Later sal ek toch onthou, ek was baie lief vir jou. Ek was baie lief vir jou. Ek was baie lief vir jou. Ja, mense het gepraat van 'n mondvleitjie. Daai laaste klanke, hulle kan net uit 'n mondvleitjie uitkom. My ongeskikte oom Jan het altyd gesê, dis 'n bekvleitjie, man. Nou ja, dat ek nou my bek maar liewer daaroor hou. Ek en Lisanne gaan nou nog oor een baie belangrike aspek gesels van kunste onbeperk. Julle bied so baie dinge aan en julle ondersteun so baie mense. Vertel 'n bietjie vir my van DramaWeb. Wat gaan daaraan en hoe gebeur dit? Ja, so DramaWeb SA het in 2020 begin, toe die pandemie begin het.
En dit is 'n aanlyn drama kompetisie, so Ira Blankenberg en Waldemar Schultz. Ja. Hulle is getroud, maar hulle is ook akteurs. En Ira is eintlik haar hele lewe lank nog 'n drama onderwyser en opvoeder en sy is regtig amazing. Die manier hoe sy En Waldemar jong mense net so bemagtig. uitstekend, Ja, ja. hy is net so fantasties. So my paai het met hulle al gekruis by die ATKV. En toe 2020 gebeur, toe is daar nie meer vir die kinders steadfits, platforms, toneelkompetisies, dit alles is letterlik platgeveer deur die pandemie. Dankie tog is ons nou weer op 'n plek waar al hierdie kompetisies weer opgestaan het en weer plaasvind en amper beter as van tevore terug is. Ja. So ek is baie dankbaar vir die kinders se onthaalwe. So DramaWeb SA het toe vir die KAKNK genader vir ondersteuning en vir ons is dit 'n hartsaak. Dis vir ons belangrik dat jong mense blootstelling kry tot die kunste van 'n jong ouderdom, so jonk as moontlik. En gebeur dit elke jaar? So dit gebeur nou elke jaar, so dit is nou in sy 3de jaar en honderde kinders van reg oor die land as ook Namibië wat inskryf en jy stuur 'n video van jou gedig of jou monoloog of jou mimiek item en dit word beoordeel deur Ira Blankenberg, Waldemar, deur Renay Kloete, Marvin Lee Bekes, Molly Skotse en selfs Dean Bali is betrokke. En ons gaan nou 'n finaal hê waar die top 10 in elke kategorie en elke graadgroep gaan meeding vir lieflike pryse. Jy kan 'n stemkontrak wen by BIP om 'n toneelstuk op te neem, 'n radiodrama. Daar's lieflike pryse van Vida Café vir koffie, daar's Revlon, daar's hoverboards. Ek weet nie wat is dit in Afrikaans. Ja, hoverboards, dis maar wat dit is. Luidsprekers, ons weet mos die mense, jong mense hou daarvan om met hulle luidsprekers hulle oorfone rond te loop. So daar's baie lekker pryse, maar dit gaan op die einde van die dag daaroor om vir hulle platform te gee om hulle speeltalent uit te oefen. En die regstreekse finaal vind volgende naweek plaas. Die hele Saterdag en die hele Sondag. En dit word uitgesaai, so mense kan... Op die KAKNK se webblad of YouTube kanaal. So dis kleintjies van graad RR kinders wat mooi gediggies opsê en hulle beste gee tot graad 12 leerders. Maar mense kan 'n teks gebruik wat bestaan. Ja, so en hoe lank moet jou video wees? Is daar 'n beperking? Ja, vir elke kategorie is daar beperking. Vir die kleintjies is dit 3 minute en dan vir die groter kinders is dit 5 minute. So as jy by graad 12 kom, dan raak dit mos nou maar ernstig. Ja. En as jy op graad 11 en 12 drama doen, gaan jy dit heel moontlik gaan studeer of op een of ander manier gebruik in die toekoms. So hulle doen nogal intense wonderlike materiaal. Dit sal ek glo. Ja, so dit is lekker om dit te sien en dit is lekker om van die kleintjies reg te En kan 'n mens 'n lys van die finaliste ergens by julle kry? Op die KAKNK se webblad. So goed so daar sosiale media kanale en op ons webblad kan 'n mens kyk wie's hierdie kinders. Is dit absoluut Afrikaans of word Engels aanvaar, word ander tale aanvaar? Daar's 'n Afrikaanse been en daar's 'n Engelse been. Nou ja, so Afrikaanse finaal vind Saterdag plaas en Engels op Sondag, Vadersdag. Nou ja, toe. Amper sê ek in 'n lekker Vadersdag vir jou, maar vir my man. Nee, ek sal dit daarom nie sien nie. Dit was baie lekker om met jou te gesels. Baie dankie vir die voorreg. Dankie dat jy vir ons die scoop gebring het. Absoluut. Dit was vir my wonderlik om vir ons luisteraars te kan sê wat gebeur hier in ons wêreld. En dankie dat julle by die Kunstefees bereid is om so vir ons te kom kuier. Dis 'n groot plesier. Dit is vir ons baie lekker om julle hier te hê. Mooi loop. Dankie Cyril. En kom ons luister nou na daar's 'n plek en dis Matthys Roots wat dit sing. Daar's 'n plek waar ek van weet, sonder sorge, sonder pyn, sonder leed. Die pad daarheen is ongekaart, die reis daarheen is sonder vaart, en daar is rusplek langs die pad. Die son se geel word jou sonbril, op jou reis tot waar die pad se verdeel. Die een se slingerspoor word dof, tot waar dit wegloop in die stof, maar die ander lei tot hier. Want hier sal jy vind dat jy steeds deur die oog van 'n kind die lewensspel speel, die granate van ons skuld deel, om weer vir 'n oomblik die kennis van kwaad te ontken.
om weer te kan glo wat jy het is 'n gawe van bo. Daar's 'n winterlose oord waar 'n mens nog steeds die ure ongestoord op die telraam van die tyd sonder spyt of klein verwyd so seisoene af kan tel. Knip jou deur se grendel dig, sluit die vensters en jou luike teen die lug. Pak jou drome vir die reis, jou hart sal jou die kronkels wys om ongeskonde hier te kom. Want hier sal jy vind dat jy steeds die oor van 'n kind. Die lewensspel speel, die granate van onskuld kan deel. Om weer vir 'n oomblik die kennis van kwaad te ontken. Om weer te kan glo wat jy het is 'n gawe van bo. Gawe van bo. Gawe van bo. Soos goeie wyn belee, Matthys Roots, daar's 'n plek. Kom ons vat gou bietjie saam hierso, net soos wat ons gewoonlik doen. Dis van die 5de tot die 9de Augustus hier by ons in die Klein Karoo in Oudtshoorn. Is dit Klein Karoo Klassiek. As jy enige inligting wil hê, dan gaan jy na die webtuiste van die Klein Karoo Nasionale Kunstefees en jy soek Klein Karoo Klassiek, KLASSIQUE, soos in klassiek met 'n Q. Ja, as mense dit so kan stel. En daar's wonderlike dinge op die program. Fantasties. My vrou byvoorbeeld mal oor cello musiek en daar's sommer heelwat cello musiek wat gebruik gaan word tydens die fees. Ek dink dis nou tyd vir ons om nog nie heeltemal nie tyd vir ons om oor te skakel nie, so ons kan gou vinnig weer deur die program gaan en dan kyk ons gou, dis nou Kaapstad Opera en Konsert, dis die gala konsert van die Kaapstadse Opera mense wat kom en dit is die Vrydag aand, lyk dit vir my, en dan is daar Pour pas le dam, dis 'n woord, 'n Franse woord wat Suid-Afrikaanse Arnold van Wyk gecomponeer het en dis 'n komposisie vir dwarsfluit en klavier. Dis 'n interessante naam en ek dink dis 'n foneties net so neergeskryf soos wat dit in Frankryk klink. Die spelling is dalk nie korrek nie. Dis Vrydag 5 Augustus. Dis 19 uur in die aand, so mense kan dit bywoon. Saterdag 10 uur die oggend is dit die Mizar Trio en dan Saterdag die 6de 14:30 nee, dis nou die Mizar Trio dan. En dan cello en klavierkonsert, Megan Jeffrey Prince klavier en Pieter Martins met sy cello, en dit vind Saterdag 6 Augustus ook plaas. A Trio of Trios, dis 'n interessante titel, nee, 'n trio van trios, en dis met Suzanne Martins met die viool en Karen Gertner met die altviool en Pieter Martins met die cello. Hulle is ook lede van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees. En dan is daar 'n Celebration of Youth, baie interessante ding, wat hulle jeugkonsert of 'n konsert gaan hou met jong mense. Die Kaapstadse Filharmoniese Orkees met 'n klomp jong mense wat saam met hulle speel. En dit is tot sover ons vandag kom. Nou is dit tyd vir ons bak en brou program en daarna het ek so 'n paar interessante dinge uit die oude doos uitgehaal net vir vandag. Bak en brou, elke Saterdagoggend om 10 uur met my Solien Hamman, net hier op Radio Klein Karoo.
Hallo en baie welkom by Bak en Brou. Dis Saterdagoggend en is my weer eens baie lekker om met jou te gesels hier uit Bellito. So heerlike Saterdagoggend, die son skyn, ons het gister bietjie reën gehad, maar vandag is dit 'n lieflike dag. Ek is Celine Hamman en soos altyd gaan ek en jy oor kos gesels en wat alles in my kombuis gebeur. Ons sê eerstens dankie vir die Rustica Estate. Hulle is die mense wat elke week ons program borg. Hulle is 'n olyfplaas, maak die heerlikste olyfolie. En ek wil jou aanraai, as jy net een keer in jou lewe 'n goeie bottel olyfolie wil koop, doen dit. En dit is by die Rustica Estate. As jy nie naby hulle is nie, dan kan jy dit aanlyn bestel op www.derustica.co.za en daar's verskillende olyfolies om van te kies en dan lewer hulle dit by jou voordeur af. Dis so maklik soos dit en dis regtig waar elke sent die moeite werd. Maar nou gaan ons kos gesels. Ek het vir jou 'n heerlike sjokolade koffietert saamgebring met so 'n roomversiering. En dis baie lekker. Sommer om saam met 'n koppie tee of 'n koppie koffie te geniet of as nagereg. En is baie maklik om te maak. Die bestanddele vir die tert is 'n halwe koppie kookwater, 'n halwe koppie kookwater en 'n halwe koppie sonneblomolie. Halwe koppie kookwater en 'n halwe koppie sonneblomolie. Dan het jy 3 eiers nodig, 3 eiers en 1 koppie koekmeel. 3 eiers en 1 koppie koekmeel. 'n koppie suiker en 2 teelepels bakpoeier. 'n koppie suiker en 2 teelepels bakpoeier. Maar 1 teelepel van die bakpoeier moet saam met die eierwitte geklits word en die ander teelepel bakpoeier word by die mengsel ingevoer. En dis baie belangrik. 1 teelepel bakpoeier moet saam met die eierwitte geklits word en die ander teelepel bakpoeier word by die mengsel ingevoer. Verskoning. Dan 'n halwe teelepel sout, 'n halwe teelepel sout. En mense vra altyd, hoekom moet ek sout by 'n soet ding sit? Baie belangrik. Hy bring net, hy lig net daai geur op. En dan 'n halwe teelepel vanillageursel, 'n halwe teelepel vanillageursel. Ek sit sommer 'n hele teelepel in, dit is net vir my lekkerder. En dan 3 eetlepels kakao. Dis die bestanddele vir die tert. Dis 'n halwe koppie kookwater, 'n halwe koppie sonneblomolie, 3 eiers, 'n koppie koekmeel, 'n koppie suiker, 2 teelepels bakpoeier waarvan 1 teelepel saam met die eierwitte geklits word en die ander teelepel word by die mengsel ingeroer en dan 'n halwe teelepel sout en 'n halwe teelepel vanilla en 3 eetlepels kakao. Dan maak jy ook 'n stroopie van 375 ml water, 375 ml water, 465 gram suiker. Dis amper 'n pakkie suiker, daai klein pakkies. 465 gram is net so 'n bietjie minder as 'n pakkie suiker. 2 eetlepels koffiepoeier, en gebruik 'n goeie koffie. 2 eetlepels koffiepoeier, 1 teelepel vanillageursel, 1 teelepel vanillageursel, soos 375 ml water, 465 gram, amper 'n pakkie suiker, 2 eetlepels koffiepoeier, 1 teelepel vanillageursel, dan kook jy hierdie mengsel saam totdat dit opgelos is. En wanneer die stroopwater begin borrel, dan haal jy dit van die stoof af. Jy wil nie hê hy moet soos in kook en borrel en
jy weet, homself moeg kook daar op die stoof nie. En dan maak jy ook 'n roomversiering. So dis 3 verskillende dinge wat jy gaan doen. En die roomversiering is 'n blik karamel kondensmelk, 'n blik karamel kondensmelk en 125 milliliter vars room. 'n blik karamel kondensmelk en 125 milliliter vars room. En al wat jy daarmee doen is, jy klits dit jy meng dit net saam, of jy klits dit saam. Nou maak jy so. Jy gaan nou in 'n mengbak jou eierwitte en 1 teelepel bakpoeier. Ons maak nou die tert, né? Jy gaan nou in 'n mengbak jou eierwitte en 1 teelepel bakpoeier styf klits. En dan hou jy dit een kant. So klits in 'n mengbak jou eierwitte en 1 teelepel bakpoeier styf en dan hou jy dit een kant. Dan roer jy die eiergele. Dis nou die 3 eiergele en die olie saam in 'n mengbak. Roer die eiergele en die olie saam in 'n mengbak. Dan meng jy die kakao met 'n halwe koppie kookwater om 'n pasta te vorm, sodat jy al daai klonterigheid kan oplos. Dan voeg jy die kakao mengsel of daai kakao pasta by die geel van die eiers en die olie. So jy maak 'n kakao pasta, jy het nou jou eiers met die olie gemeng en dan voeg jy die 2 nou saam. Dan voeg jy die koppie suiker by en jy meng dit met 'n houtlepel voordat dit nou geklits word. Jy meng dit eers deur met die suiker eers deur voordat dit geklits word. En dan klits jy dit goed. So jy het nou jou kakao gemeng met die kookwater om 'n pasta te vorm. Jy het jou eiergele met die olie gemeng, jy het die 3 saam gemeng en dan het jy jou koppie suiker of jou halwe koppie suiker by hierdie lot gesit, dan het jy dit nou eers met die houtlepel deur gemeng en dan klits jy dit goed. Nou sif jy jou sout en jou meel saam. En dan roer jy die meel by hierdie mengsel wat jy nou net geklits het in. Sif jou sout en jou meel saam en dan roer jy dit by jou geklitste mengsel in. En dan word die styf geklitste eierwitte by hierdie mengsel ingeroer. Is vreeslik omslagtig en ek het al baie keer gewonder, is dit regtig nodig dat dit so vreeslik in sulke stappe gedoen moet word? Maar dalk is dit nou nodig, miskien kan mens net alles in 'n bak gooi en dit meng, ek weet nie, maar doen dit nou maar so, dit is nou maar seker soos dit moet gedoen word. Dan meng jy alles goed saam en laastens word die 1 teelepel bakpoeier by die hele mengsel ingeroer. Laastens kom daai 1 teelepel bakpoeier wat jy nou een kant gehou het, word dit nou ingeroer en dan is hierdie mengsel nou klaar. Dan gooi jy die mengsel in 'n 2 liter gesmeerde glasbak, 'n oondbak, en jy bak dit teen 180 grade Celsius vir 25 minute. 180 grade Celsius vir 25 minute, en as hierdie tert nou uit die oond kom, dan druk jy hom nou vol gaatjies. Ek vat sommer altyd 'n sosiatiestokkie. Dan druk ek hom vol gaatjies, en dan gooi jy dadelik daai kokende stroop wat jy nou net gemaak het, oor die tert, terwyl hy nou nog so warm uit die oond uitkom. En dan laat jy hom nou afkoel, en
dan sit jy jou versiering oor wat jy saamgeklits het. Jou kondensmelk en jou karamel wat jy saamgeklits het, en jy smeer dit oor jou afgekoelde tert. Man, dit is bitterlik, bitterlik, bitterlik lekker. Jy gaan nie spyt wees as jy hierdie maak nie. Daar's nog 'n klomp notas by die tert wat vir jou gaan sê hoe jy dit makliker kan maak en wat jy kan doen om dit te verhoed en daai te verhoed en hoe jy hier 'n systappie kan neem en daar 'n systappie en allerhande dinge. Ek gaan dit vir jou op my Facebookblad sit op Bak en Brou met Solien en dan kan jy, as jy wil, daai stappe volg of jy kan dit net eenvoudig ignoreer. Maar, punt bly staan. Hierdie is 'n tert wat jy moet maak en dit is baie, baie lekker. So, gaan volg gerus my Facebookblad, die resep sal daar wees vir jou en jy gaan nie spyt wees as jy hierdie tert maak nie. Hierdie koffie sjokolade tert met 'n karamel room bolaag. So hy's 'n tert of hy's 'n nagereg, maak nie saakie, net soos wat jy hom wil doen, so kan jy hom eet, maar as jy hom vandag maak, gaan daar nie Sondag aand meer oor wees nie. Dit kan ek jou beloof. Dis hy. Dis ons resep vir hierdie week. Ons Bak en Brou resep. En volgende week gaan ek weer vir jou iets nuut bring, maar intussen sê ons weer eens vir die Rustica Estate baie, baie dankie vir hulle borgskap. Ons waardeer dit elke week, want sonder hulle gaan ons nie op die lig kan wees nie. En ek gaan vir jou groet hier uit Bellito uit. Ek hoop die son skyn vandag by jou ook. Ek moet sê, as mens so na die weer kyk, ons het oral deur die land, dus ons het eintlik 'n lekker winter tot dusver, né? Dis nie so koud nie. Of sit ek die pot mis? Soggens koud, ja, maar deur die dag het ons eintlik lekker sonnige dae. Miskien kom die ergste koue nog, maar jy moet mooi loop en verder 'n lekker naweek hou, en dan gesels ek volgende Saterdag weer met jou. Ek is Solien Haman, tot ons weer gesels. Mooi bly, bye bye. Bak en Brou, elke Saterdagoggend om 10:00 met my Solien Haman, net hier op Radio Klein Karoo. Ja nee, en toe Solien vanmôre sê, dit gaan oor 'n sjokolade koffietert, soos net sy dit kan sê, toe is haar volgende woorde vir my net so lekker soos daai tert. Sy het die vermoë, Solien, met groot respek, sê ek vir jou, jy het die vermoë om 'n koppie kookwater te laat klink soos 'n heerlike, rustige sjokolade verwarring, as ek dit so mag stel. Nou ja, goed, ons gaan nou bietjie kyk wat is in die oude doos, maar kom ons luister eers na, ek het 'n huisie by die see van Lorinda Hofmeyer, sy het die musiek geskryf. F.W. Reitz was die digter, een van ons ouer digters, en een van die gedigte wat jy, as jy in 'n Afrikaanse skool was, definitief raakgeloop het, hier in graad 11 en 12. Maar nou ja, so klink hy as Lorinda Hofmeyer hom sing. Ek het 'n huisie by die see, dis nag. Ek hoor aan een die golwe slaan teen aan die rots waarop my huisie staan. Met al die oseaan se woeste krag. Ek hoor die winde huil, 'n kreun, 'n klag. Soos van verlore siele in onnood, al dwalend klagend wat in graf en dood. Geen rus kon vind nie, maar nog soek en smaak. My vuurtjie brand, my kersie gee sy lig. Ek hoor dan maar hoe loei die storm daar buite. Ruk die winde aan my ruite, hier binne
is dit veilig, warm en dig. Kom nag, kom weer wind, kom oseaan. Dit is 'n rots waarop my huisie staan. Kom nag, kom weer wind, kom oseaan. Dit is 'n rots waarop my huisie staan. Dit is 'n rots waarop my huisie staan. En dit was dan haar huisie by die see. As jy 'n huisie by die see het, ek weet dit kan nou koud raak, maar soos Solien sê, ons het daarom hier in Suid-Afrika sulke lekker sonnige dae, selfs in die winter, dat dit nie so sleg is as mense 'n huisie by die see besoek in die winter nie. Nou ja, ons het nou tyd om bietjie te kyk wat is in ons oude doos. Ek maak die deksel baie versigtig oop, want hierdie oude doos raak by die dag ouer en meer gehavend, maar al mooier. Ek dink die bekende mense praat van 'n patina, nee. Jou antieke stuk met 'n patina op, jy moet dit tog nie afskuur nie. My ma so net dood eenvoudig gesê, dis die veiligheid daar, was, maak skoon. Nou ja, die eerste uitdrukking wat ons vandag gaan gebruik, het met pyn te doen. So dis nou al sommer die wenk heel aan die begin. En dis ook die rede hoekom ek vir Amanda Strydom vra hoe sy voel. As ek jou net kon vertel, as ek jou net kon laat sien, sou ek 'n skilder opdrag gee om 'n prent vir jou te maak. En as hy eindelik klaar maak, as hy sy meesterstuk voltooi, sou jy weet, jy sou weet, as jy teen die tyd nog vergeet, hoe ek voel, oor jou. As ek jou net kon laat sien, as ek jou net kon laat lees, sou ek 'n faksmasjien gaan huur en gedigte vir jou stuur. En as jy aanderkant dit kry, as jy dit uithaal en jy kyk, sou jy weet, jy sou weet, as jy teen die tyd nog vergeet, hoe ek voel, oor jou. As ek jou net kon laat lees, as ek jou net kon laat hoor, sou ek 'n koor na jou toe stuur, 'n serenade in die laatnagpuur. En as jy wakker word een aand en jou venster staan wyd oop, sou jy weet, jy sou weet, as jy teen die tyd nog vergeet, hoe ek voel,
hoe ek voel oor jou. Jy sou weet, jy sou dit weet, jy sou dit weet, jy sou weet, as jy teen die tyd nog vergeet, hoe ek voel, hoe ek voel, oor jou. Ag, dankie Amanda, nie almal voel altyd so goed oor my nie, maar nou ja, dit is my 'n groot voorreg en 'n eer om te luister na jou as jy so mooi sing. Nou kom ons by ons eerste uitdrukking uit die oude doos en dis baie interessant. Ek wil weet, watter pragtige uitdrukking in Afrikaans kan ons gebruik om te sê dat iemand gedwonge lag? Dat iemand half gedwing word om te lag. Watter pragtige Afrikaanse uitdrukking kan ons gebruik om te sê dat iemand gedwonge lag? Dat hy nie eintlik wil lag nie, maar dat hy nie anders kan nie, hy moet nou maar so al verby sy tande lag, as 'n mens dit kan sê. Maar nou ja, toe. Kom ons geef jou iets vir die pyn en dis Groen Mamba. Ek sit in die donker koppie koffie in my hand en ek wonder hoe die heng het ons hier beland. 'n Man en 'n vrou en 'n baba wat huil. Hoe kan ek my 20's vir die lewe ruil? Ons bly in 'n huis, in die bank se huis, en net soos al die ander het ons huis ook 'n kruis. My vrou is wispelturig, dan sy vriendelik, dan sy kwaad. Ek weet nie wat sy soek nie, soek sy liefde, ek soek raad. Groen Mamba vir jou baba en Prozac vir jou vrou, en elke aand te disprin om die bloed lekker dun te hou. Groen Mamba vir jou baba en 'n my predol vir jou vrou, en die homopaat se druppeltjies om die trane weg te hou. Groen Mamba vir jou baba en rooibos tee in die nag, en 'n handvol vitamines, het help ons deur die dag. Die lewe het net deesdae so normaal geword. Al my vriende het hierdie jaar 'n pa geword. Vakansietyd in Hartenbos, 'n gypsy karavaan. Oral speel die dinkie van 7de laan. Elke liewe dag is nog 'n dag verby. Tyd staan nie stil nie soos 'n trein wat ry. Die nuus maak my depressed en die baba wil nie slaap. As ons huis net eers verkoop is, dan trek ons na die Kaap. Groen Mamba vir jou baba en Prozac vir jou vrou, en elke aand te disprin om die bloed lekker dun te hou. Groen Mamba vir jou baba en 'n my predol vir jou vrou, en die homopaat se druppeltjies om die trane weg te hou. Groen Mamba vir jou baba en rooiwyn vir jou vrou, en 'n lekker pol as jy 60 stryk om my spier lekker fiks te hou. Wat sou ons gedoen het sonder KFC? Na wie sou ons gekyk het sonder DStv? Hoe sou ons oorleef het sonder 'n klein bietjie wyn? Hoe keer mens al die worries en die hart se pyn? Hoeveel pille moet ons sluk om net ons sanity te hou? Hoeveel gatte moet ons lek om net ons jobs te hou? Hoeveel nagte moet ons opwees voor die baba deernag slaap? Ek sê jou my pelly is lekker in die Kaap. Groen Mamba vir jou baba en Prozac vir jou vrou, en elke aand te disprin om die bloed lekker dun te hou. Groen Mamba vir jou baba en 'n my predol vir jou vrou, en die homopaat se druppeltjies om die trane weg te hou. Take it away! Groen Mamba vir jou baba en Prozac vir jou vrou, en elke aand te disprin
om die bloed lekker dun te hou. Groen mamba vir jou baba en 'n maipredol vir jou vrou en 'n lekker pil as jy 30 stryk om jou hare op jou kop te hou. En dit was sommer baie goeie raad van Jack de Priester. Daai een, ek weet nou of die luisteraars dit gevang het nie, maar daar's 'n spesifieke een van as jy 60 raak. So ek is nou al bietjie daar verby. Ek moet kyk of daai een gaan werk. Nou ja, ons het baie interessante antwoorde gekry van Chris Simon. Chris Simon sê, man, wie laaste lag die lekkerste. En dan sê Pietronel van lekker lag kom lekker huil, en dit is baie goeie probeerslaa, maar ek is doodseker julle gaan nog net so een keertjie raai met die volgende musiekie. Dan wil ek dan net sê, baie welkom Gert Linden vanuit Praag. Dit is vir my wonderlik om hier te sit in Oudtshoorn, die volstruis hoofstad van die wêreld, as 'n mens dit so kan stel, en met mense te gesels die wêreld oor. Gert, jy moet lekker luister, en is 'n groot voorreg om met jou te gesels waar jy ook al is. Nou ja, toe, ons het nou die groen mamba ding gedoen, en ons het nog gevra hoe voel mense. Nou gaan ek vir julle rose gee. Vir die van julle wat van 'n roos hou, hier kom hy, Bette Midler. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, it's only seed. Mooi was daarom nog nooit lelik nie. Dit is nou Bette Midler se wonderlike weergawe van The Rose. Nou moet ek seker die antwoord gee, want die tyd het my nou kom vang. Hulle sê, jy lag, as jy nou 'n gedwonge lag gee, dan lag jy soos iemand wat lag, soos 'n boer met tandpyn.
iemand wat lag soos 'n boer met tandpyn. Nou het ek dit spesifiek gekies vandag, want ek het in 'n klein dorpie gewoon, daar was nie 'n tandarts nie, hy was in die buurdorp, en jy het regtig gewag, totdat jy nou nie meer die tandpyn kon uithou nie, dan het jy gery, en dan het die tandarts, die paradokter tandarts, met alle respek teenoor die tandarts wat my eerste hanteer het, omtrent jou hele kakebeen uit jou mond uitgeruk. Maar nou ja, tyd vir my om te sê totsiens, en ek sê dit met die pragtige woorde van Breitenbach, een van ons wonderlikste kunstmense of digters, as ek nou net mooi my woorde hier kry, want ek kan dit nie uit my kop uit onthou nie, so ek gaan dit gou vinnig sê, en daarna gaan ons luister na You'll Never Walk Alone, en dis nou vir die mense wat 'n bietjie moet opgee, en 'n bietjie wonder, nee, moenie moet opgee nie, jy is nooit alleen nie. Mooi bly, tot volgende week, mag die bome groen bly, en die sterre wit, en mag daar altyd mense wees wat mekaar sonder skaamte in die oë kan kyk, want die lewe is net 'n asem lank, en ek praat van ervaring, en dis Breitenbach. You'll never walk alone, mooi loop. When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky, and the sweet silver sun